Goeiedag luisteraars, baie hartlik welkom by vandag se program. Ons het verlede week gesels oor geroep soos jy is. Ons het gesien dat God kom na Gideon toe in sy perskyp. En God noem hom dapper man, al voel hy nie so nie. Vandag wil ek verder gesels oor hierdie tema van roeping. Ons skrifgedeelte is steeds Rigters 6, vers 11 tot 16. En die volgende deel waar ons gaan stilstaan is vers 14. Ons sien in vers 14 dat net toe Gideon nog besig is om te wonder of hierdie gesprek werklik kan wees, gebeur daar iets in 'n teks wat 'n mens glad nie verwag nie. Die woord sê, toe het die Here na Gideon toe gedraai. Hierdie klink nou so kort en onbenullige sinnetjie, maar dit het soveel groot betekenis. Wanneer God draai, beteken dit, hy neem jou ernstig. Die Here draai na Gideon toe. Met ander woorde, God raak nie geïrriteerd met Gideon se vrae nie. God stap nie weg omdat Gideon twyfel nie. God sê nie, ag hierdie ou is te bang nie, ek gaan iemand anders soek nie. Nee. Die Here draai na hom toe. Dit is soos wanneer 'n ouer na 'n kind toe draai en sê, kyk vir my. Of wanneer 'n mentor vir 'n jong persoon na toe draai en sê, luister nou mooi, ek bedoel dit. Hierdie draai sê vir ons, God se roeping is persoonlik. God se roeping is ernstig. God is nie haastig om ons af te skryf nie. En dan praat God nie verder in vaag geestelike taal nie. Hy gee 'n opdrag, 'n beweging, 'n aksie. Hy sê, gaan met die krag wat jy het. Roeping begin altyd met een woord, gaan. Nie, wag so 'n bietjie tot jy beter voel, of wag tot jy alles mooi verstaan, wag tot jy die perfekte plan het, nie. Roeping begin met gaan. Want geloof is nie net 'n gevoel nie. Geloof is 'n stap. Gehoorsaamheid is nie net 'n gedagte nie. Gehoorsaamheid is 'n beweging. Luisteraars, dit is hoekom baie mense nooit in hulle roeping instap nie. Nie omdat God stil is nie, maar omdat ons wag vir reg voel voordat ons gaan. Maar God sê vir Gideon, gaan. Hy sê nie, hardloop nie. Hy sê nie, storm nie. Hy sê, gaan. Eenvoudige woord, een stap, en dan nog een. Soms is roeping nie een groot sprong nie. Het is in 'n klomp klein ja's. Die Here sê, gaan met die krag wat jy het. God begin met dit wat reeds in jou hand is. Hierdie is die deel wat ons almal seker graag anders sou wou hê. Ons sou graag wou hê God moet sê, gaan met die krag wat ek jou eendag sal gee wanneer jy heel is, of gaan met die krag wat jy gaan kry wanneer jy vol selfvertroue is. Maar God sê, gaan met dit wat jy het. En dit is amper skokkend, want Gideon se krag lyk maar klein. Hy is nie 'n generaal nie, hy is nie ryk nie, bekend nie, hy het glad nie selfvertroue nie. Watter krag het hy dan? God se roeping ignoreer nie wat klein is nie. God begin daarmee. Krag. In God se hand beteken nie altyd spiere nie. Krag beteken dikwels 'n klein bietjie gehoorsaamheid, 'n klein bietjie getrouheid, 'n klein bietjie moed al bewe jy, 'n klein bietjie eerlikheid om te sê, Here, ek verstaan nie, 'n klein bietjie passie. Daardie passie om te sê, my mense is seer, dit kan nie so bly nie, ek moet iets doen. Gideon se krag daardie dag was waarskynlik net dit. Hy het nog nie opgehou nie. Hy slaan nog koring uit, hy probeer iets red, hy leef nog. En God sê goed, begin daar.
Luisteraars, hoor dit mooi. God roep jou nie altyd, deur eers vir jou nuwe hulpbronne te gee nie. God roep jou deur vir jou te wys, dat jou huidige hulpbronne is genoeg. God se roeping is nooit net 'n selfontwikkelingplan nie. Die Here sê, en gaan red. Toe, ek stuur jou. Roeping is altyd vir ander se ontwil. Die skrif sê, en gaan red die Israeliete uit die mag van die Midianiete. Toe, ek stuur jou. God roep mense vir mense. Gideon se roeping is nie net om 'n beter weergawe van Gideon te word nie. Gideon se roeping is om 'n instrument van verlossing te wees. En dit is hoekom roeping altyd 'n bietjie ongemaklik is. Want dit vra jou nie net om te groei nie. Dit vra jou om te gee. God sê nie, gaan vind jouself nie. Hy sê, gaan red. En dit is hoekom roeping so ernstig is. Dit raak ander mense se lewens aan. Die skrif sê, gaan in hierdie krag van jou. Is dit nie ek wat jou stuur nie? Die Here se roepstem aan Gideon is 'n oproep om die stryd ernstig op te neem, juis omdat God die sender is. Luisteraars, roeping gaan nie eerstens oor jou eie vermoë nie. Roeping gaan oor God se gesag. Die groot vraag is nie, is ek goed genoeg nie? Die vraag is God die een wat my stuur? Want as God stuur, kom daar iets saam met daardie opdrag. Gesag en teenwoordigheid. Dis hoekom hierdie roeping nie net sommer 'n pep talk is nie. Dis nie motivering nie. Dit is 'n goddelike sending. Kom ons wees nou maar eerlik. Baie van ons leef asof God eers 'n volledige pakket vir ons moet gee, voordat ons beweeg. Here, gee vir my meer geloof, gee vir my die sekerheid. Kom haal eers al hierdie vrees uit my uit. Here, maak die pad duidelik, wys vir my waartoe ek moet gaan. Maar in hierdie teks sê God, gaan met die krag wat jy het. Die krag word dikwels groter terwyl jy loop. Dit is soos spierkrag. Dit word nie sterker omdat jy dink oor oefening nie. Dit word sterker omdat jy oefen. Geloof word nie net sterker omdat jy wag vir dit nie. Geloof word sterker omdat jy in gehoorsaamheid stap. Luisteraars, wat is die krag wat jy het vandag? Vir sommige is dit 'n gebed wat jy nog kan bid, al is dit kort. 'n Telefoonoproep wat jy kan maak om iemand te kan bemoedig. 'n Klein diens wat jy kan lewer. 'n Stap van vergifnis wat jy kan begin. Nie eers klaar maak nie, net begin. 'n Getuienis wat jy kan lewer, net om eerlik te kan sê, God is besig om met my te werk. 'n Woord van waarheid teenoor iemand wat moed verloor het. Of dalk 'n talent wat jy lank begrawe het, maar wat God kan gebruik. Vir ander is dit dalk net, Here, ek kan nie veel nie, maar ek is beskikbaar. En dit, luisteraars, is soms die grootste krag van alles, gewilligheid. God kan baie doen met 'n mens wat sê, Here, hier is ek. Luisteraars, en net toe dit begin voel asof Gideon dalk kan begin glo dat God hom werklik sien. Kom ons by Gideon se volgende woorde. En dit is woorde wat vir baie van ons pynlik bekend klink. Ekskuus meneer, maar waarmee sal ek Israeliete gaan red? Die familie waarin ek behoort is die armste in die hele Manasse. En van my pa se kinders is ek die minste.
Met ander woorde, Here, U verstaan nie lekker nie. U het seker die verkeerde persoon gekies. Ek het redes hoekom dit nie kan werk nie. Hierdie oomblik van ongeloof is belangrik, want dit wys vir ons iets baie menslik. Want Gideon skuif die fokus van God af na homself toe. Let op hoe Gideon redeneer. Hy noem 3 dinge. Eerstens sy groep, sy familie is die armste. Sy status, ons is die geringste in Manasse. En dan homself. Ek het die minste aansien. Met ander woorde, hy kyk opwaarts en sê, ander is belangriker as ek. Hy kyk rondom hom en sê, ek het nie toegang of status nie. En dan kyk hy na binne en hy sê, ek is nie goed genoeg nie. En dit is hoe onsekerheid werk. Dit bou 'n regverdiging op waarom gehoorsaamheid te riskant is. Onsekerheid sê nie, ek wil nie gehoorsaam wees nie. Dit sê ek kan nie gehoorsaam wees nie. En dit klink baie vroom, maar dit steel roeping. Baie keer dink ons dat Gideon is net nederig hier. Maar let mooi op, daar's 'n baie fyn lyn tussen nederigheid en ongeloof. Want nederigheid sê, Here, ek kan dit nie sonder U doen nie, terwyl ongeloof sê, Here, selfs met U kan ek dit nie doen nie. Wanneer ons onsself kleiner maak as wat God sê ons is, dan is dit nie nederigheid nie. Dit is twyfel in God se woord. Wanneer God praat en ons antwoord met, ja, maar kyk na my, dan sê ons eintlik, Here, my assessering van myself is belangriker as U oordeel oor my. Hierdie is baie eerlik, maar menslik. Gideon meet sy roeping volgens sosiale status, familieagtergrond, rangorde, aansien, maar dit is nie hoe God werk nie. God het nog nooit sy koninkryk gebou deur die mees gesogtes uit te kies nie. Ons dink aan Moses, hy was 'n vlugteling en het gehakkel. Dawid was die jongste, vergeet deur sy eie pa. Amos was 'n skaapwagter. Maria was 'n jong meisie uit 'n onbeduidende dorpie. Die disippels was almal gewone vissers en 'n tollenaar. God kies nie mense omdat hulle groot is nie. God kies mense en hy maak hulle bruikbaar. Gideon kyk na sy beperkings. God kyk na sy teenwoordigheid. Wat merkbaar is, luisteraars, is dat dit wat God nie doen nie. God sê nie, nee Gideon, jou familie is eintlik oulik, of nee, jy is belangriker as wat jy dink. Nee, jy gaan die selfvertroue kry. God weerlê geen enkele punt wat Gideon maak oor homself nie. Hy ignoreer Gideon se selfanalise volkome. God antwoord met een stem, ek is by jou. En daarin lê alles. Want God sê nie, jy is sterk genoeg nie, hy sê, ek is by jou. Dit is die spulpunt van hierdie hele gedeelte. God sê nie vir Gideon, jou familie gaan skielik ryk word, jy gaan status kry, jy gaan belangrik voel nie. Hy sê, ek is by jou. En dit beteken dat jou swakheid bly, jou agtergrond bly, jou vrees mag selfs nog 'n rukkie bly. Maar God se teenwoordigheid verander die uitkoms. Luisteraars, dit is bevrydend en konfronterend. Bevrydend, want God wag nie vir 'n beter weergawe van jou nie. En dit is konfronterend, want ons kan nie langer ons tekortkominge gebruik as 'n verskoning om nie te gehoorsaam nie. As ons eerlik is, dan klink baie van ons soos Gideon. Here, ek is nie geleerd genoeg nie. Here, ek het nie tyd nie, ek is te seer.
Here, ek het al so baie keer gefaal. Here, iemand anders gaan 'n beter werk kan doen. Al hierdie sinne begin eintlik met dieselfde onuitgesproke woorde. Here, kyk na my. Maar God antwoord steeds, kyk na my. Roeping word nie gedra deur hoe jy jouself sien nie, maar deur wie saam met jou is. God se koninkryk word nie gebou op selfvertroue, perfekte mense en sterk CV's nie, maar op mense wat sê, Here, ek weet nie hoe nie, maar ek hoor U roep. God is nooit verbaas oor jou swakheid nie, maar hy wag dat jy sal ophou om dit as 'n skans teen gehoorsaamheid te gebruik. Luisteraars, kom ons sluit vandag af met hierdie eenvoudige maar kragtige waarheid. God se roeping is nie afhanklik van jou volmaakte krag of status nie, maar van sy teenwoordigheid. Gideon het gevoel asof hy te klein is, te swak is, te onbekwaam. En tog het God gesê, ek is by jou. Wanneer onsekerheid fluister, jy kan nie, antwoord God, ek stuur jou. Daarom hoef jy nie te wag vir 'n beter weergawe van jouself nie. Jy kan vandag begin met die krag wat jy het. Al is dit net 'n gebed, 'n klein daad van gehoorsaamheid of 'n gewillige hart. Mag jy onthou dat roeping is nie net 'n selfsontwikkelingsplan nie. Dit is 'n sending. En die krag lê nie in jou eie vermoë nie, maar in die een wat jou stuur. So gaan met die krag wat jy het, want die Here is by jou. Kom ons bid. Here, ons dankie dat U steeds na ons toe draai, selfs al twyfel en voel ons onseker. Dankie dat U roeping nie rus op ons krag nie, maar op U teenwoordigheid. Ek bid vandag vir elke luisteraar, dat hulle sal hoor U stem wat sê, ek stuur jou, en dat hulle met die krag wat hulle het, sal gaan. Here, vul ons harte met gewilligheid, gee ons moed om die klein eerste stappie te neem, en herinner ons dat U saam met ons stap. Mag U vrede en U teenwoordigheid elkeen dra, en mag U roeping ons lewens en die van ander verander. Ek bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen.